Here, baie dankie dat ons weet, U leef onder die lofprysinge van U mense. En dankie Here dat dit ons doel is, dat dit ons intensie is vanmôre, om net eer te bring aan U naam. Ons loof U, ons dank U, in Jesus se naam, amen. Amen, dankie, jy kan jou sitplek neem, baie dankie. Goeiemôre die wêreld aanlyn, daar waar jy is vanmôre onder die boom, of dit by jou aand is, of wanneer ook al, dalk is dit al Woensdag, of wat ook al hier by ons in Jeffreys Bay, is dit Sondagoggend die 13de April, dit is Palm Sondag. Jesus kom met 'n donkie in Jerusalem ingery. Mense doen goeders langs die pad. Hulle is daar, dis 'n groot opgewondenheid. Hulle bring offers, hulle gooi takke op die pad, hulle gooi klere op die pad. Maar in my hart sien ek die prentjie, daar is mense wat net daar is vir die excitement. They haven't got a clue. Mag jy vanmôre regtig Jesus se godheid, Jesus se offer wat hy bring, besef, beleef, waardeer, vat, eienaarskap vat. En mag hierdie byeenkoms, hierdie boodskap, hierdie gesprek vir jou tot waarde wees in jou verhouding met God en mense rondom jou. Welkom. En ja, asseblief, as jy enige kommentaar of enige vrae het, praat met ons. Waardeer julle terugvoer net ter wille van die wat vir die eerste keer hier is vanmôre en nie noodwendig die reeks gevolg het nie, en jy aanlyn, asseblief blaai net terug op Facebook. Jy gaan 'n klomp gesprekke kry rondom die bergpredikasie vir die laaste 4, 5, 6 weke. Ons het begin by die begin waar ons gesê het, Jesus sê, ek klim op die berg, kom saam. Jesus beweeg weg uit die tempel uit, dat al die tempelreëls en al die tempelgewoontes, die liturgie van 'n normale ding raak weg. Jy hoef nie spesifieke klere aan te hê nie, jy hoef nie dit te wees nie, dit maak nie saak jou sosiale vlak, of jy nou 'n fariseer en 'n sadduseer en 'n tax collector en 'n visserman, kom net saam. Skalvoet, alles wat ore en voete het, kom net saam. En Jesus kom op die bergpredikasie en hy sê, ek het gekom vir die wêreld, jy gaan my nie net in 'n gebou kry nie, jy kry my daar waar mense bymekaar is. En toe het ons gesê, of toe het Jesus vir ons geleer, die belangrikheid van die woord. Die belangrikheid van die woord. Nie, Koos sê, en hierdie ou sê, en daai ou sê, nee, kom ons gaan terug na die woord toe. Wat sê die woord? Binne die konteks van die taal en die kultuur en die verwysing en die tyd en al daai dinge, ons het lekker daaroor gesels, en toe sê Jesus, wys ware liefde. Hoe lyk ware liefde? Kyk na my, ek sê jou wys. Ek lê my lewe af vir mense rondom my. Hoe lyk jou menseverhouding? Hoe lyk jou ware liefde? Toe sê Jesus vir ons, as jy offers bring, bring dit in die geheim. Met ander woorde, hy gebruik die voorbeeld van moenie op die hoek staan en allerlei geluide maak en allerlei dinge doen. Gaan in jou binnekamer in en moenie laat jou linkerhand weet wat jou regterhand doen nie. Kom ons dien mekaar in liefde sonder om 'n show te maak daarvan. Sonder om dit die heeltyd aan die groot klok te hang. Toe het Jesus gepraat oor 'n baie interessante, baie belangrike ding. Hy sê moenie bekommerd wees nie. Moenie bekommerd wees nie. Kraaie het nie kommerplooie nie. Ek en jy gaan nie 'n oomblik by ons lewens byvoeg deur te worry nie. Jy kan nie bid en worry en gelowig en vertrou en nog steeds worry nie. Dit werk nie, dat jy confuse yourself. Kom ons wees afhanklik van die Here. En toe sê hy vir ons verlede week, haal die splinter uit jou oog. Kom ons doen, haal die balk uit jou oog en dan gaan ons kyk ons die splinters by die volgende ou. Kom ons doen 'n bietjie introspeksie. Wat is daar in jou lewe wat jy moet laat staan? Wat is daar wat jy moet stop, start, continue, nee? Wat doen jy? Wat moet jy los? Wat moet jy begin en wat is okay waarmee kan jy aangaan? En vanmôre maak ons klam die reeks en ons sê, Jesus sê, daar is 'n smal weg en 'n breë weg. Ons lees dit in Matteus. As Jesus sê, jy het 'n keuse. Een van twee keuses. Nou, in vandag, as ons ry op die snelweg, ons nou gister gou groot dorp toe gery, hier langs die padpredikante, julle al daai uitdrukking gehoor, daai idioom. Hier is 'n ou wat sê,
ry vinnig, ry stadig. Daar's 'n bordjie wat sê hier's 'n ou met 'n graaf van die pad hier voor, moenie hom probeer raak ry nie, pas op vir hom. Daar's 'n bordjie wat sê dis nog net 10 km tans jy daar. Daar's 'n bordjie wat sê die lughawe is hierdie kant toe. Moenie môre daai of Woensdag daai eerste bordjie vat nie, hoor. Dis die breë weg. Die smal weg is nog 'n bietjie aan. Daai een gaan vat jou deur die dorp en dis onlekker, daai volgende een. Maar 'n padpredikant. En hier kom Jesus en hy sê Matteus 7 vanaf vers 13, ek lees uit die 83 vertaling, hy sê, gaan deur die nou poort in. Die poort wat na die verderf lei is wyd, en die pad daarheen is breed. Die wat daardeur ingaan, is baie. Maar die poort wat na die lewe lei is nou, en die pad daarheen is smal, en die wat dit kry is min. Hierdie vers word baie aangehaal rondom die uitverkiesingsleer, rondom allerlei teologiese uitsprake en dogmatiek en wat. Maar wat Jesus hier sê is, dis maklik om net voort te gaan, maklik. Maar as jy besluit om my te volg, jou beloning is ewige lewe. Jou beloning is net goedheid en guns gee jou volg al die dae van jou lewe. Maar dit beteken nie die vyand gaan wegraak rondom jou nie. Daar gaan uitdagings wees, daar gaan probleme wees, daar gaan wat ook al. Maar dit is moeilik. Dit is moeiliker as op hierdie ding. Waar kom daai brede weg, smalle weg ding vandaan wat ons gesien het in ons ouma se huise, daai wat is 'n huis sonder 'n moeder, net daai en daai eentjies wat so wegvlieg. Ting. En dan is daar ook gewoonlik die gelofte, die groot trek, retief in sy mense by Bloedrivier, onthou julle dit? Eers julle, ek vrek oor daai goed, dit is vir my so mooi. Wat van die Tretjikov, ja, daai is, en daai seentjie wat so met die roos op die trappie lê, né? Julle, kom aan. Maar waar kom dit, dis nie daar, daai goed is nie daar geteken, toe Paulus nog Hollands gepraat het, né? Kom ek lees vir julle Paulus se weergawe van Matteus 7 in die Nederlands. Hy sê, gaan naar binne deur die nouwe poort, want wyd is die poort en breed die weg, die naar die ondergang leid, en nou is die poort en smal die weg, die naar het leven leid. Zijn maar weinig die hem vinden. 'n Ou moet lekker wees in die lewe. Ons sê vir mekaar soveel goed, ons praat met mekaar soveel dinge, ons sê soveel goed vir mekaar. Maar wat is die oorsprong van dit wat ons vir mekaar sê? Waar kom dit vandaan? Onthou julle ouma en oupa as hulle rys gekook het, dan het hulle eers die rys afgespoel. Onthou julle dit? Ja, het so sif gehad, so ding, spoel hulle hom af. Dan gooi hulle dit uit so op 'n lappietjie, so 'n flennie lappie, laat die water nou kan weggaan, en dan hulle het goetertjies daar uitgehaal. Wat so goetertjies is dit? Ek kan onthou, Ilana se ma en pa het in Johannesburg in Jeppie gebly, as kinders. En hulle het vertel, nou dit was dus ouma en oupa is nou al baie oud, né? Dit was net na die oorlog, net na 33 se depressie en al daai dinge. Het hulle by die Jood gewerk, in die fabriek en in die warehouse, in die pakhuis, waar die kruideniersware gelê het. En deel van hulle geld, deel van hulle betaling, was dat hulle kon die vloere vee, en die meel en die rys en die suiker optel. En die ou mense het daai rys gesif, om die sand en die miet en die wat uit dit uit te kry. Hoekom sit ouma, as sy 'n bout in die oond sit, dan sny sy die bout, daai beentjie af en dan vou sy hom so om. Het julle dit al gesien? Ja, hy vou hom so dan. Toe vra die meisiekind eendag, maar ouma, ek is nou pas getroud, ek wil ook 'n bout maak. Maar sê vir my, hoekom het ouma altyd daai beentjie so afgesny? Wat is die move? Druk jy iets daarin, wat is? Sê ouma, nee. Daai jare was die skape groot en ons het net so 'n klein kastrolletjie gehad. Ek moes hom net opvou
om in die kastrol te pak. There's no magic. Moenie glo al hierdie kookprogramme van, jy moet die boutjie 3 keer breek en nee. OK, so wat sê ons vir mekaar? Ons praat goeters, maar daar's niks niets op die aarde nie, en ons moet niks wegvat nie, ons moet niks byvoeg nie, en die Bybel sê, dit wat is was, en dit wat was sal kom, en dit staan vas. So kom ons hoor wat sê Jesus vanmôre vir ons, deur die bergpredikasie deur te sê, die pad is moeilik, die pad wat voor lê vir jou, is een van 'n keuse, daagliks, elke dag. Jy kan nie net in die kerk kom sit op 'n mannekamp, 'n vrouekamp en opstaan en glory, halleluja, ek gee my hart vir die Here en die Here kom bly in my hart en dis mooi en dis amazing, prys die Here vir dit. Maar Jesus se opdrag is, hy sê gaan en maak disippels. Paulus sê daar's 'n pad van heiligmaking elke dag, jy moet sterf vir jouself. Kom ons hoor wat sê Jesus, nie wat sê professor Boetie Andy daar in Amerika, daai manne, nee. Wat sê Jesus? Kom ons hoor. Hy staan vanmôre voor ons op Palmsondag en hy kom sê, kom ek gee vir jou 'n paar keuses, kom ek vra vir jou 'n paar vrae. Die eerste gesprek met Jesus, die eerste woorde wat hy sê, ek staan by die deur van jou hart en klop. Wow. Ons het hierdie al gehoor, kom aan Koos, regtig. Kan jy niks niets uitdink nie. Ek dink niks niets uit nie, dis gevaarlik. Koos plannetjies, pappa, ek het baie goed wat ek kan uitdink. Maar dis die eerste ding wat Jesus vir ons vra. Hy sê in Openbaring, kyk, ek moet 'n hoofletter staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Aan hom wat oorwin sal ek gee om saam met my te sit op die troon soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op die troon gaan sit het. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Jy wat ingeskakel is daar onder die boom in die Kalahari in Siberië, waar jy ook al is, van Swaziland tot Switserland. Hoor jy Jesus klop vanmôre aan jou deur? We serve a gentle God. God skop die deure af nie. Ja, die lewe gebeur, slegte goed gebeur, mense ry oor hulle kinders in die driveway, die hond val in die swembad, wat ook al, ons word siek, ons goed gebeur. En dan sê mense, wow, ek onthou dit 'n paar jaar terug daar in die Valdriehoek waar ek vandaan kom, was daar 'n ongeluk by 'n skool gewees, 'n brug het geval, een van daai sementbrûe. Kinders het seer gekry, daar's 3 oorlede. En daar was gedenkdienste gedoen en dit en dat en die ander en wat. En 'n liewe vriend, dominee pastoor, het van 'n verhoog af gesê en God het die Valdriehoek se aandag geruk om hulle tot stilstand te bring. Nee, in Jesus se naam nee. Nee, ons het daai gesprek gehad. God is nie 'n God wat straf uitdeel nie. God is 'n God van genade. Hy sê, ek gee jou 'n keuse, ek gee jou 'n kans. Daar waar jy sit onder die boom. As jy vanmôre sê, Koos, maar wat praat jy? Wat? 'n Ou met die naam van Nikodemus kom by Jesus en hy sê, wat moet ek doen om die ewige lewe te hê? Jesus sê, jy moet weergebore word. Maar hy sê, maar jy's deurmekaar man, ek is 'n groot man, hoe kom ek terug in my moeder skoot? Jesus sê, nee, jy's deurmekaar. Een keer in die vlees, nou in die gees. Daar kom 'n tyd en 'n plek waar ek en jy ons harte oopmaak vir Jesus innooi om aanvaar as ons redder aan die kruis. Die opstanding van Jesus uit die dood deur dieselfde Heilige Gees wat hom uit daai graf uit optel, is hier en nou voor jou hart se deur en hy sê, ek klop, as jy oopmaak gaan ek inkom, ek gaan jou red, jy gaan vir ewigheid in die teenwoordigheid van God wees. Dis wat wedergeboorte beteken. Ja, maar ek het dit nog nooit gedoen nie. Dankie, hier is jou tyd nou. Kom ons vat 'n minuut. Kom ons vat regtig 30 sekondes. As jy in 1983 op 'n kerkkampus 'n derdejaars student op universiteit, wanneer ook al waar ook al tot wedergeboorte gekom het, hier is die tyd nou om jou oë toe te maak en te sê, Here, dankie vir jou genade. Kom ons doen dit. As jy dit nog nie in jou lewe gedoen het nie, hier is jou oomblik nou om te sê, Here, hier is ek. Die hendel van die deur van my hart is aan die binnekant, is my keuse vanmôre, dis nie 'n emosionele uitdaging nie, dis nie, ek maak my deur oop, Here, kom red my. Kom ons doen dit vir 30 sekondes, kom ons wees net stil.
Stilte is ongemaklik. Ons verwag so daar moet babbels uit die hemel uitkom en rook uit die verhoogheid kom en dan moet nou musiek en 'n trompet geskal en wat nee. Hierdie is 'n saak tussen jou en God. Waar jy kom op 'n Sondagoggend, op 'n Woensdag, daar waar jy is, maak nie saak watter tyd dit is nie, dat jy stop en sê, ek begin by die begin. I surrender. Ek gee my lewe vir die Here. Jesus, dankie. Dankie dat U gekom het, dat U ereplek op die troon verlaat het om mens te word, sodat God die Vader se plan kan deurkom vir my vandag. Dat ek hier kan staan, sit, lê, waar ek ook al op die wêreld is, om te sê, ek gee my lewe vir die Here. Dankie Jesus vir U kruisdood. Dankie dat U bloed gevloei het vir my sondes, dat U dit weg was. Dankie dat U liggaam gebreek is, sodat daar vir my genesing kan wees. Dankie dat U nou die voorhang sal skeur, en dat ek en elke mens op aarde vrye toegang het tot die teenwoordigheid van God die Vader. Dankie dat sonde dood is. Dankie vir lewe, dankie vir oorwinning, dankie vir 'n nuwe begin. In Jesus se naam, dankie Here. Welkom. Welkom, ek wil hê jy moet jou Bybel vat. Vat jou rooiste lipstiek, dan gaan skryf jy op die spieël in die badkamer. Hallo koningskind. Ek is 'n kind van Jesus vandag, die 13 April. As mense ooit weer vir jou vra, hoe lyk jou verhouding met die Here, en sê, haha, ek is 'n koningskind. Nie omdat ek cute is nie, maar omdat God vir my genade het, en omdat daar 'n oomblik gekom het, waar 'n ou op 'n kamera, op 'n TV vir my gesê het, hier's die keuse. So maklik soos dit. Eerste stap. Die eerste stap wat jy neem, as jy hierdie besluit neem, is Jesus wat voor jou staan en hy sê vir jou, soek my in alles. Soek my in alles. Hoe werk dit? Jeremia 29. As julle met alles in julle na my soek, sal julle by my uitkom. Julle sal julle doel bereik deurdat ek die taal van julle hart sal verstaan. Jy sien wat God gedoen het vanmôre deur sy Heilige Gees wat in jou kom woon, want hy sê, as jy oopmaak, sal ek inkom, in die ou vertaling sê, ek sal by jou kom woning maak. Hy kom nie 'n emosionele koppie koffie drink, hy kom by jou bly forevermore. En nou kom 'n klomp beloftes waar wat sê, daar's niks wat ons kan skei van die liefde nie, van liefde van God nie. Geen dood of engele, geen bose magte, geen donkerte, geen diepte, geen niks. En nou verander ek en jy die manier wat ons loop, die manier wat ons doen. Ons soek Jesus in alles. In alles. Jy is nie nou breinloos nie. Jy het nog steeds 'n persoonlikheid, 'n intellek, 'n emosionele verwysingsraamwerk, 'n sosiale netwerk, jy het mense rondom jou. Jy kan kom, maar as ek en jy wil groei in ons verhouding met God en met mense rondom ons, dan vra ons die regte vrae vir die regte mense. Moenie vir Google vra nie. Elke ou wat in die graad sit kan by Google uitkom. Elke ou wat vreemd is en of hy 'n Mohammedaan is en met hare sonder hare aan die ander kant uit, hy kan op Google skryf, so maak mense. Onthou julle vir Esme en Jan van daai jare op Afrikaans 3:30 in die middag? Daar's 'n lied en 'n glimlag vir jou, ding dong in hospitaaltyd, en net daarna dan kom Jan en Esme en sê, Tannie Sannie van Koekenaap sê, Jannie het alweer my kind geboelie, hy het al blonde vlegsel in die inkpot ingedoop. Hoe kry mense die ink uit haar hare uit, en dan's daar so 'n jingle wat speel en dan sê Jan, so maak mens. Dis nie wat ek en jy wil hoor nie. Ek en jy wil hoor, wat sê Jesus? Soek my in alles. Gaan vind daar waar jy is. Wat is die volgende stap? Gaan vind betroubare mense rondom jou wat in 'n behoorlike verhouding met God die Vader is, sodat jy saam met hulle kan loop. Jy het 'n mentor nodig in elke dimensie vir jou lewe. Jy het iemand nodig om te sê, ek sukkel fisies, ek is siek, wat doen ek? Ek sukkel finansiëel, hoe doen 'n ou dit? Ek sukkel emosioneel, hoe doen 'n ou dit? Ek sukkel met my vriende, met my verhouding, met my vrou, met my kinders. Hoe doen 'n mens dit? Kom in 'n verhouding met mense rondom jou en soek Jesus eerste, want
Jesus se volgende woorde wat hy sê, soek eers die koninkryk van God. Voordat jy begin om jou probleme op te los, kom ons soek eers die koninkryk van God. Eerste, Matteus 6:33, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie dinge, watter dinge? Jou probleme, jou uitdaging, jou lewe, al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Soek eers die koninkryk van God. Met ander woorde, as ek en jy vanmôre sê, ek het 'n finansiële uitdaging, warra, wat is die antwoord wat jy soek? Hoe kan ek my finansiële omstandighede tot so 'n mate draai dat ek dit kan speel na die wêreld toe om te sê, so hanteer 'n mens geld. Nie hoeveel geld het ek en hoeveel huise het ek en nee. So hanteer 'n mens rentmeesterskap. So hanteer 'n mens 'n fisiese uitdaging tot eer van God se koninkryk. Tot eer van God se koninkryk, want jou lewe is 'n lewende getuienis. Jy wat daar onder die boom sit vanmôre, daar's hoeveel mense om jou wat nie vir Jesus ken nie. En as jy nie so 'n vriend het nie, gaan soek een. Gaan soek een, anderster is jy net besig om suurstof op te neem. Jou skepingsdoel is om God te verheerlik tussen mense rondom jou. Hoe doen ons dit? Deur Jesus moet veld te wees vir mense rondom jou. Hoe doen ons dit? Ons mekaar, onthou jy? Gaan blaai terug. Gaan soek mekaar daar op Facebook, jy gaan hom kry. Jou persoonlikheid, passiegawe, my behoefte. My persoonlikheid, passiegawe, jou behoefte. Ons soek die koninkryk van God en dan gaan ons eie probleme uitkom en ons sê, ek en my huis, ons gaan die Here dien. Dis so maklik. So, hoor julle, waar gaan ons heen met die nou pad en die watte pad en die, okay, ons is almal op die pad, prys die Here, maar hier begin die padwysers vir ons uitkom. Watter GPS gebruik jy? As jy op 'n punt wil kom, vir wie vra jy rigting? Vir wie vra jy raad? Julle, ek kan onthou, ons kom van die Vrystaat af, ons kinders so klein. My pa ry 'n Big Six Cortina, onthou julle daai een? 'n Gunston ene, met 'n vinyl top, so 'n bruin een. Joi. Nou gaan ons Durban toe. Nou as jy dink ek kan nie Engels praat nie, my pa kon glad nie Engels praat nie. Hy het nie eers geweet wat is tires in Engels nie. Ons verdwaal. Ons eindig op 'n wonderbaarlike manier deur al die hekke en al die sekuriteit en ek weet nie hoe nie. Maar toe ons weer sien, toe ons binne in die hawe in Durban. Maar ek meen soos in die hawe, hier ry 'n trein, hier ry 'n vurkhuyser, boem. Dit gaan so, dit gaan. My pa stop naderhand en daar's 'n Indiaan. My pa sê vir hom, "Where are you?" Hierdie ou sê hom, "Ja." My pa bedoel eintlik, "Where are you? Wat is die plek se naam? Hoe het ek hier gekom?" Die Indiaan verstaan ook nie lekker Afrikaans nie. Hy is deur mekaar. Nou sê my pa, "Where do I go?" Jy's my ouetjie skerp, hoor, so 'n jong mannetjie sê, "O, uncle en al." So, jy gaan so, mak. En toe hy so omdraai, toe sê hy, "You can go wherever you want to, I'm not a road map." En hy draai om en hy loop. Yes. Dis my pa se boerebloed warm, papa. Daai Punjab is 'n monet gepad. Papa is op pad, moet sê. Watter GPS gebruik jy? Wie vra jy as jy verdwaal is in die lewe vanmôre? As jy nou op vanmôre kom en jy sê vir my, "Kosie, weet wat moet jy confuse my. Ek het nou my hart vir die Here gegee, maar jy verstaan nie waar ek is nie. Ek is in die hawe. Hier's treine, hier is forklifts, hier's containers bo. Jy sien nie, my pad is donker, broer. Jy verstaan nie die ding. Jy's heeltemal reg, ek verstaan nie. Maar God weet. Glo my, God weet vanmôre. Die antwoord vir watter GPS gebruik jy, kry ons in Psalm 119 vers 105. Waar die psalmskrywer sê, "U woord is 'n lamp vir my voete en 'n lig vir my pad." Amazing. Julle, ek wil jou uitdaag, daar wie jy is. Vat die Bybel en asseblief, dis nie magic, dis nie witchcraft, dis nie wat nie. Moenie die Bybel net so oopmaak en sê, "Hoe die Here sê." Nee.
Lees die Bybel mooi, lees die versie, lees die hoofstuk voor dit, na dit, kry die konteks, vra iemand wat weet om jou te verduidelik. Daar is 'n antwoord vir elke uitdaging, vir elke ding op hierdie aarde in die Bybel, in die woord van die Here. In enige vertaling, in enige gaan soek die antwoord, gebruik God se antwoord vir sy woord, vir die antwoord. Want, hoe lyk jou pad? Hoe lyk die pad vir jou vorentoe? Hoe lyk die pad? Weet, dis 'n interessantheid, toe ek hierdie prentjie gesien het, daai een, pop. Kyk wat gebeur daar. Die nou paadjie is die een wat afdraai. Dis nie die mainstream wat dunner word nie. Dis 'n draaipunt in jou lewe. Dis 'n draaipunt in jou lewe om te sê, ek het vandag by 'n kruising gekom. Ek het vandag 'n padpredikant gekry langs die pad in die vorm van 'n diens op YouTube, Facebook, hier persoonlik in die saal. Ek het vandag 'n ding gekry om te sê, maar maak 'n keuse. Draai ek links of gaan ek reguit aan? Draai ek regs, gaan ek reguit aan? Draai ek om of gaan ek reguit aan? Kom ek gee gou vir jou 'n paar pointers. Kom ek gee vir jou 'n paar padpredikante om vas te spyker in jou geheue. Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Johannes 14:6. Jesus antwoord hom, hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom tot die Vader behalwe deur my nie. Asseblief as jy vanmôre hierdie uitnodiging vir die eerste keer gehoor het en aanvaar het, moenie dat mense jou verlei en mislei met uitsprake van allerlei goed, van alle paaie lei na die hemel toe. Alle paaie lei na God toe, maak nie saak nie man. Gaan net. Die highway is daar, die highway to heaven. Johan nou die dag vir ons vertel, the fast lane to hell. Jy moet van bane verander, jy moet. Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Nie watter ou nie, nie jou kerk nie, nie jou pastor nie, nie jou man nie, nie jou vrou nie, die krag van gebed, die gemeenskap van die heiliges, dis wonderlik, maar dis hulpmiddels. Dis pas predikante langs jou pad, dis die toutrak van tyd tot tyd. Daar's nie 'n toutrak wat my kan trek nie, hulle moet my optel op 'n loubed. Maar ek en jy moet weet en besef, ons het Jesus aangeneem as ons verlosser. Jesus het gekom om ons te red. Sonde, 'n toestand van verwydering tussen mens en God. Sondes, die vrug van daai toestand. Ek en jy moenie ophou met dit en dit en dit en dit nie. Nee, ek en jy moet begin en ons het dit vandag gedoen om te sê, Here, bring die versoening, bring die hereniging en God kom bind jou vas en hy sê, jy's my kind. Maar die enigste manier is Jesus. Moenie snaakse goed glo nie. Hoe lyk jou pad vorentoe? Gehoorsaamheid, commitment, Lukas 6. Julle praat so maklik. Kyk net hoe graag sê julle, Here ons Here, maar julle doen net mooi niks wat ek vir julle sê nie. Dis hartseer woorde, hè? Dis harde woorde julle. En dankie Here, dis nie my woorde nie. Dis nie Koos wat nou vanmôre probeer snaaks wees en jou probeer laat skuldig voel of wat nie. Maar kan jy dink hoe hartseer is dit? Hoor die Engelse vertaling in die message. Why are you so polite with me? Dis Jesus. Why are you so polite with me? Always saying, yes sir, that's right sir, but never doing a thing that I tell you. Jy wat vanmôre begin het met hierdie pad, ek en jy wat dalk nou al gister begin het en bietjie op hierdie pad gestap het, waarheen is ons op pad met hierdie ding? Hoe lyk jou gehoorsaamheid? Hoe lyk jou commitment? Hoe lyk jou deursettingsvermoë? Hoe lyk jou woordeskat, jou denkpatrone, jou lewe? Trek jy mense bymekaar en sê, help my, come on man, help my, ek sukkel met hierdie ding, help my. Of gaan ons net elke aand sê, Here, vergewe my vermenigvuldigde sondes? Goeie genigtig ou, daai vermenigvuldiging moet begin kleiner raak.
Ek weet nie wat dit beteken of hoe dit werk nie, maar een van ons ministers sê nou, the unemployment rate in South Africa is shrinking. Hy sê the unemployment in South Africa is becoming more and more, but it's shrinking more and more. Hoe bedoel meneer nou? Why do you say yes sir, and you don't do what I say? Kom ons vat hande vanmôre, kom ons kry rigting. Kom ons besluit. Hoe doen ons dit? Wat is ons prioriteite? Ek maak klaar. Ons eerste prioriteit is gebed. Onthou jy toe jy jou vrou ontmoet het, daai girl ontmoet het, toe jy jou man ontmoet het, wat het jy gedoen? Die eerste ding is jy vra vir jou pelle, wat is haar naam? Who I like. Oh, I like. Wat is haar naampie? Om naam is Abraham. Okay. Hallo Abraham. Hoe werk dit in jou lewe? Abraham, van watter hare hou jy? Middelpaadjie, kantpaadjie, watter paadjie? Jy verander jou haarstyl net daar, broer. Daai jare jy kry 'n staalkam met 'n blou draaier, jy maak jou hare so. Kyk hoe kyk daai. Dankie, ek het dit vir jou gedoen. Van wat hou sy om te eet? Daar eet ek sommer mushrooms. Ek kom van die plaas af, maar ek eet beesvleis. Mushrooms, ertjies. Julle, wat is ons prioriteite? Die eerste prioriteit is gebed, gesprek met God, waar jy sê, Here, wat wil jy van my hê? Here, wat gaan jou happy maak? Here, the joy of the Lord in me. Here, wat kan ek doen om net te sê dankie? Ek kan nie meer genade koop nie. Ek kan nie meer vergifnis koop nie. Ek kan nie God se arm draai om te smile upon my life en nee. God is lief vir jou net soos jy is, maar hy is te lief vir jou om jou daar te los. Ek en jy moet groei in ons verhouding met God. In die eerste gebed, Tessalonisense 5, wees altyd bly, bid gedurig. Kom voor die Here en sê, Here, wat wil jy hê moet ek doen? Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van ons verwag. Wat 'n question om in die oggend op te staan en te sê, Here, dankie vir 'n nuwe dag. Dankie vir kos, dankie vir pelle, dankie vir klere, dankie vir dankie. Maar ons moet bid. Hoe lyk jou gebedlewe? Hoe lyk jou gebedlewe? Ons het dit verlede week gesing, onthou julle daai liedjie, as jy val op jou knieë. Hoe lyk jou gebedlewe? Kom ons doen 'n bietjie Bybelstudie. Ag Koos, hoe doen 'n mens Bybelstudie? Jy lees die Bybel. Hoe ek wil Bybelstudie doen, dan gaan soek ek professor Jannie se kommentaar oor dit. Ek Koos, ek het dit al vir julle gesê, ek bely dit weer. Ek moet myself intentioneel herinner in my dagboek. Bybelstudie, preekvoorbereiding. Bybelstudie, Koos se lewe. Dis twee goed. Ek kan nie net die Bybel lees om 'n boodskap voor te berei nie. Want dan sê ek vir julle nou sulke profeet, nee, onthou julle, Koos. Profeet beteken nie die ou wat praat, dis al. So sê die Here, onthou julle daai tafel, daai kleedjies wat hulle hier voorgang het. Hoeveel pastors, predikante, mense in jou lewe het nog die guts om te sê, so sê die Here. Nee, professor Jannie sê so. En dis oulik, prys die Here vir hierdie geleerde mense. Maar dis nie die rigting nie. Ek en jy moet by Bybelstudie uitkom. Hoor wat sê God vir ons in Spreuke. Hy sê, my seun, dit sluit die dogters in, asseblief, luister baie goed na wat ek vir jou sê. Spits jou ore vir my woord. Moet dit nooit uit die oog verloor nie. Hou dit altyd in gedagte. My woorde beteken lewe vir die wat daarna luister, gesondheid vir die hele liggaam. Onthou julle die ortodokse Jode vandag nog? Hulle het so 'n boksietjie voor hulle kop vasgemaak. Wat is binne in daai boksie? Die Torah, pappa, die Bybel. Hulle skryf dit op hulle linkerarm, hulle bind hom so vas. Dis daai skrif. Hulle hou die woord van God, dis hulle padpredikant, dis hulle rigtingwysing. Dag vir dag. Ek en jy, die woord van God is ons pad vir ons lig.
Hoe lyk jou Bybelstudie? Ja, jy sal gebruik groot woorde, ou. Dis soos die woord die telefoonboek. Mooi name, maar die storie is moeilik om te volg. Dus begin by die evangelies. Begin by die evangelies. Begin by die goed wat vir jou sin maak. Vind iemand wat jou kan leer. En dan as jy regtig sukkel, nee. Maar voordat jy sukkel, moenie eers sukkel en dan kom nie. Voordat jy sukkel, sê die Here vir ons, ek en jy moet gemeenskap hê met mekaar. Fellowship. Hier sit ons vanmôre, 'n handjievol mense. Hier sit jy aanlyn. Dalk is jy, en daar is ouens, regtig, wat alleen daar, Afghanistan, Pakistan, kan nie verstaan, hulle is daar ver. Sy vrou en familie is by die huis. Daar sit jy vanmôre in jou bungalow en jy's 'n kontrakteur in een van hierdie lande. Hoe hou jy fellowship? Dankie Here vir elektroniese FaceTime en al hierdie goeders, maar daai seentjie wat bang was in die nag, toe roep hy, papa, sê pa, jy moet slaap. Sê papa, sê jy moet slaap. Papa, hy sê, gat vir jou kom looi, jy moet slaap. Sê die seentjie, papa, as jy my kom looi, bring net vir my 'n bietjie water saam asseblief. Ons kan nie alleen wees nie. God het die mens gemaak, het was goed, hy het gesien mense alleen is nie goed nie. Ons kan nie alleen wees in Hebreërs 10. Laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie. Laat ons mekaar vermaan en dit des te meer na mate julle die dag sien naderkom. Asseblief, daar waar jy is, gaan vind 'n geloofgemeenskap wat God dien in waarheid. Jy het 'n persoonlikheid, jy het 'n emosie, jy het 'n wat. Party van ons is hypergereformeerd, jy wil net daar sit en prys die Here, dis oulik. Ander ou is hypercharismaties, hy wil glory haleluja en dis prys die Here, dis wonderlik. Kry 'n geloofsgemeenskap wat by jou pas. Maar moenie 'n emosionele besluit neem nie, moenie 'n sosiale besluit neem nie, neem 'n besluit op grond van die Here. Toets die boodskap aan die woord. Toets die dinge wat gebeur aan die woord. Kom in gemeenskap met mekaar en moet dit nie verontagsaam nie. In Jesus se naam, amen. Amen. Vrede vir jou. Praat met my. Praat met my, mail my, stuur vir my 'n WhatsApp, stuur vir my 'n wat. Kom ek en jy gaan uit en ons gebruik hierdie bergpredikasie as 'n padpredikant, as 'n padwysing van wat wil Jesus vir ons lewens hê. Hoe wil hy hê moet ons leef? Hoe wil hy hê moet ons mense bereik? Hoe wil hy hê om ons instrumenteel te maak om mense se lewens te verander? Onthou, ek en jy getuig God se Gees oortuig. God bring die vernuwing, God bring die herlewing, God bring die wedergeboorte deur sy Gees. Maar ek en jy is die spieël vir mense wat sê, so behoort ons te lyk. Het jy die guts om te sê, volg my, doen wat ek doen? Dis baie keer is ek maar skam vir daai en ek gooi my spieël toe met 'n lappie. Onthou julle die ou mense as die weerlig slaan en gooi hulle die spieël toe. Maar net nie sien hoe's ek gekraak. As ons getuig, ons spog nie oor ons eie goeie goed nie. Ons gee alle eer aan die Here. Ons kan na mense toe gaan en sê, maar ek was daar. Dit wat jy nou vertel, of wie wat, ek was nie daar nie, maar ek ken nou, daar sit hy was daar. Kan ek, ja. Kom ons leef tot eer van die Here, vrede vir jou. Ons gaan luister na 'n liedjie wat jou niemand sing, wat sê, there's a new day. Vandag, daar's 'n nuwe dag. Die link is op die YouTube, op die Facebook, gaan kyk hom. Nou, moenie wag tot môre nie, kyk dit nou. Hier sê Jesus, why do you say yes, and you don't do what I say? Gaan luister nou, raak nou rustig, raak nou stil en sing saam die woorde van hierdie liedjie om te sê, Here, dankie vir 'n nuwe dag in my lewe. As jy vandag jou hart vir die Here gegee het, gaan vertel dit gou vir iemand. Gou. Jy kan nie 'n undercover kind van God wees nie, jy mag nie. Gaan en, ja maar Koos, hier baie persoonlik.
Prys die Here, man, het jy al vir jare 'n persent gekry, wat doen jy? Maak jou persent oop, klim in die kas en dan maak jy jou persent oop en dan niemand mag kyk my persent nie. Nee, jy hol met daai persoon, jy sê, kyk wat ek gekry, kyk wat jy het vandag die grootste geskenk jou lewe gekry. Vrede vir jou, dankie.